Ek is Solomon Northup. Ek is 'n vry man in die noorde van Amerika. Ek het 'n vrou en kinders. Ek werk as 'n musikant en 'n timmerman. My lewe is gelukkig en normaal. 2 mans het my ontmoet. Hulle het 'n goeie werkaanbod vir my gehad. Die werk was in Washington, D.C. Ek het saam met hulle gereis. Ons het saam geëet en gedrink. Toe het ek baie siek geword. Ek het alles verloor. Ek het my vryheid verloor. Ek was nie meer 'n vry man nie. My 12 jaar lank slawe lewe het begin. Solomon werk hard op die plantasie. Hy is baie ongelukkig en verlang na sy familie. 2 nuwe vrouens kom by die plantasie aan. Hulle is ook slawe. Die eerste vrou is Elisa. Sy is baie hartseer omdat haar kinders verkoop is. Sy huil baie. Die tweede vrou is Patsy. Patsy is jonk en sterk. Sy moet baie moeilike werk doen. Solomon voel sleg vir die 2 vrouens. Hulle deel almal dieselfde moeilike lewe. Elisa vertel haar hartseer storie. Solomon leer meer oor die wreedheid van slawerny. Solomon en die 2 mans ry saam na Washington. Hulle stap deur die strate van New York. Solomon voel baie siek en duiselig. Hy kan nie goed dink nie. Die man sê hulle gaan na 'n teater. Maar hulle neem hom na 'n hotel. In die hotel gee hulle hom meer wyn om te drink. Solomon verloor heeltemal sy bewussyn. Hy word wakker in 'n donker, vreemde kamer. Sy hande en voete is vasgemaak met kettinge. Hy is baie bang en verstaan nie wat gebeur nie. 'n Vreemde man kom die kamer binne. Die man sê Solomon is nou 'n slaaf. Solomon se vryheid is weg. Solomon en die ander slawe kom by 'n groot gebou aan. Hierdie plek is die slawemark in New Orleans. Die gevangenes moet skoon wees en nuwe klere dra. Hulle staan in 'n ry en wag vir kopers. Die handelaars ondersoek die slawe soos diere. Hulle kyk na die slawe se tande en spiere. Solomon voel baie bang en verneder. Hy sien gesinne wat van mekaar geskei word. Mense huil en skree op die mark. Elke slaaf het 'n prys op sy kop.
Solomon hoop dat 'n goeie meester hom sal koop. Uiteindelik koop 'n man met die naam Ford hom. Solomon is dankbaar, maar nog steeds 'n slaaf. Solomon arriveer by die Epps-plantasie. Sy nuwe eienaar, meneer Epps, is baie wreed. Die werk op die katoenplantasie is baie moeilik. Solomon moet elke dag voor son opstaan. Hy werk tot dit donker is. Die slawe kry min kos om te eet. Hulle woon in klein, vuil hutte. Meneer Epps hou van die geselskap van Patsy. Mevrou Epps is baie jaloers op Patsy. Solomon voel hopeloos en alleen. Hy dink gereeld aan sy familie in die noorde. Die ander slawe help hom om die werk te leer. Hulle waarsku hom om versigtig te wees. Solomon verstaan nou die ware pyn van slawerny. Solomon word wakker in die slawehuis. Hy voel baie bang en alleen. Die ander slawe kyk na hom, maar praat nie. Hulle kry 'n eenvoudige ontbyt van mieliepap. Daarna moet hulle dadelik begin werk. Solomon moet saam met die ander na die katoenland gaan. Die son is baie warm en die werk is moeilik. Hy moet leer hoe om katoen te pluk. Sy hande raak baie seer. Die opsiger hou 'n oog op al die werkers. Solomon dink die hele dag aan sy gesin. Hy verstaan nou die ware pyn van slawerny. Die dag voel oneindig lank. Eindelik gaan die son onder en hulle stop met werk. Hy is uitgeput en val dadelik aan slaap. Solomon en die ander slawe kom by die slawehuis aan. Dit is 'n groot, donker gebou in die stad. Hulle word binne ingeneem en die deur word gesluit. Die lug is vieslik en dit stink daar. Baie slawe wag reeds in die kamers. Hulle lyk bang en moeg. Solomon voel hopeloos in hierdie nuwe gevangenis. Die bewakers praat hard en is baie streng. Die slawe kry net 'n bietjie kos en water. Hulle moet op die vloer slaap. Solomon dink aan sy familie en huil stilletjies. Elke dag kom nuwe slawe aan. Elke dag word sommige slawe verkoop en weggevat. Solomon is bang vir die onbekende toekoms. Die oesseisoen het aangebreek. Die dae was baie lank en die werk was swaar. Solomon moes van sonop tot sonsondergang op die land werk. Hulle het suikerriet gesny en katoen gepluk.
Die hitte was verskriklik. Die opsietsters was streng en haastig. As 'n slaaf te stadig gewerk het, het hy gestraf. Solomon het baie moeg en honger gevoel. Die kos was eenvoudig en min. Hy het gedink aan sy vrye lewe in die noorde. Daar was geen rus nie, selfs nie op Sondae nie. Die slaweseisoen het maande lank geduur. Dit het almal se liggame en geeste gebreek. Solomon het sy hoop nie verloor nie. Solomon werk op die plaas en sien 'n jong seun. Die seun se naam is Clemens. Clemens is ook 'n slaaf, net soos Solomon. Hy is baie jonk en baie bang. Solomon voel sleg vir die kind. Hulle praat saam wanneer hulle kan. Clemens vertel van sy gesin wat hy mis. Solomon probeer die seun troos. Hy gee raad en deel kos soms. Die twee word vriende in 'n moeilike tyd. Solomon dink aan sy eie kinders. Hulle vriendskap gee 'n bietjie hoop. Maar die lewe is steeds baie hard vir albei. Solomon sien 'n vrou wat baie ongelukkig is. Haar naam is Patsy. Sy is 'n sterk en goeie werker. Maar haar eienaar, meneer Epps, is baie wreed teenoor haar. Mevrou Epps is baie jaloers op Patsy. Patsy wil net vry wees. Sy droom van haar familie in die noorde. Sy kan nie met hulle praat nie. Solomon voel baie sleg vir haar. Hy kan haar nie help nie. Patsy se lewe is vol pyn en angs. Sy is 'n gevangene op die plaas. Hierdie hoofstuk wys die hartseer van slawerny. Solomon sien 'n vrou wat baie hartseer is. Haar naam is Elisa en sy is 'n slaaf. Sy het 2 kinders, 'n seun en 'n dogter. Sy huil omdat sy haar kinders moet verlaat. Die eienaar het haar dogter aan 'n ander man verkoop. Elisa se hart is gebreek. Sy wil nie eet of praat nie. Solomon voel baie sleg vir haar. Hy verstaan haar pyn. Elisa se seun bly by haar, maar sy is nog steeds hartseer. Hierdie verhaal wys die wreedheid van slawerny. Dit breek gesinne uitmekaar. Solomon dink aan sy eie gesin in die noorde. Hy mis hulle elke dag. Solomon sien 'n klein seentjie wat op die plantasie werk. Die kind is baie jonk, maar hy moet swaar werk doen.
Solomon voel hartseer as hy die kind sien. Die kind het nooit vryheid geken nie. Hy is gebore as 'n slaaf. Solomon praat sag met die seentjie. Die kind vertel van sy moeilike lewe. Hy het sy familie verloor. Solomon dink aan sy eie kinders ver weg. Hierdie ontmoeting maak hom baie kwaad. Die onreg van slawerny is duidelik. Elke kind verdien 'n veilige en gelukkige jeug. Solomon beloof om nooit te vergeet nie. Hy hoop dat die stelsel sal verander. Solomon sien 'n man wat sy kind moet verkoop. Die man se naam is Abram. Hy is baie hartseer en huil. Abram se seun is net 10 jaar oud. Die kind se nuwe eienaar neem hom weg. Abram kan niks doen nie. Hierdie toneel maak Solomon baie kwaad. Hy dink aan sy eie kinders in die noorde. Solomon verstaan nou die ware pyn van slawerny. Dit is erg om jou familie te verloor. Abram bly alleen en verlore agter. Solomon beloof om nooit te vergeet nie. Hy wil vry wees en na sy huis teruggaan. Hierdie dag verander sy siening vir altyd. Solomon sien ander slawe wat gesin het. Hulle leef in klein hutte op die plantasie. Die gesinne werk saam op die land. Kinders begin baie jonk met werk. Hulle het min tyd om te speel. Solomon voel hartseer vir die kinders. Die ouers is baie beskermend oor hulle kinders. Maar hulle kan nie altyd help nie. Soms word gesinne verkoop en geskei. Dit is die grootste vrees vir elke slaaf. Solomon dink aan sy eie vrou en kinders. Hy mis hulle elke dag. Die slawe gesin gee mekaar krag. Hulle deel voedsel en stories. Liefde help hulle om te oorleef. Solomon leer die ander slawe op die plantasie ken. Hulle deel hul verhale van hartseer en hoop. Patsy is 'n jong vrou wat baie hard werk. Sy is die beste katoenplikker op die hele landgoed. Elke aand sing die slawe tradisionele liedere. Hierdie musiek gee hulle 'n bietjie troos. Hulle help mekaar in moeilike tye. Solomon voel dat hy nie meer alleen is nie. Die gemeenskap gee hom krag om aan te hou. Hulle droom saam van vryheid. Maar hulle weet die gevaar van opstand is groot.
Solomon raak baie goed bevriend met 'n man genaamd Slemens. Hulle praat in die geheim oor die noorde. Hierdie vriendskappe maak die lewe draaglik. Solomon hoor gerugte van 'n opstand op 'n ander plantasie. Die slawe was baie ongelukkig en moeg vir die mishandeling. Hulle het 'n plan gemaak om te ontsnap en vryheid te soek. Die plan het egter misluk. Een slaaf het die plan aan die eienaars verraai. Die eienaars het die leiers van die opstand gevang. Die gestrafte slawe het verskriklike gevolge gehad. Solomon voel baie hartseer en bang. Hy besef dat opstand baie gevaarlik is. Die hoop op vryheid voel nou baie ver. Toch hou hy aan om te droom van sy familie. Die gebeurtenis maak alle slawe versigtig. Hulle praat sag en in geheim oor hul gevoelens. Solomon skryf 'n brief aan sy vriende in die noorde. Hy kry hulp van 'n goeie man, Mr. Bas. Mr. Bas is 'n timmerman wat nie van slawerny hou nie. Hy neem die gevaarlike brief en pos dit. Solomon wag baie maande en voel hopeloos. Dan kom 'n vreemdeling na die plaas. Die vreemdeling is die serif van die dorp. Hy vra vir Solomon oor sy ware identiteit. Solomon antwoord al die vrae korrek. Die serif sê dat Solomon vry is. Solomon se meester, Eps, is baie kwaad. Maar die wet is aan Solomon se kant. Hy verlaat die plaas vir altyd. Hy reis terug na sy familie in Neef-Ayork. Na 12 jaar is hy eindelijk tuis. Solomon skryf 'n brief aan sy vriende in die noorde. Hy gee die brief in die geheim aan 'n goeie man. Die man stuur die brief na Neef-Ayork. Solomon se vriende kry die brief en is baie geskok. Hulle gaan dadelik na die regering. Die regering stuur 'n man om Solomon te red. Die man kom aan by die plaas in Laishiana. Hy sê vir Eps dat Solomon 'n vry man is. Eps is baie kwaad, maar hy kan niks doen nie. Solomon pak sy goed en verlaat die plaas. Hy gaan terug na die noorde met die goeie man. Na 12 jaar is hy eindelijk weer by sy familie. Hy is vry, maar hy sal nooit die ander slawe vergeet nie. Solomon se vriend, Mr. Bas, skryf 'n brief na die noorde. Hy vertel van Solomon se ware identiteit en sy ontvoering. Die brief bereik uiteindelik Solomon se vriende in Neef-Ayork. Hulle is geskok en begin dadelik met die reddingsplan.
Henry B. Northup, 'n regsman, reis na Louisiana om Solomon te vind. Hy moet baie dokumente en bewysstukke hê. Hy ontmoet Solomon by die plantasie van Mr. Epps. Solomon kan amper nie glo dat sy vryheid moontlik is nie. Henry B. Northup wys die wetlike dokumente aan Epps. Epps is baie kwaad, maar hy moet Solomon laat gaan. Solomon verlaat die plantasie vir die laaste keer. Hy reis terug na sy familie in die noorde. Na 12 lang jare is hy eintlik vry. Sy vrou en kinders huil van geluk. Solomon se stryd is verby, maar hy sal dit nooit vergeet nie. Solomon skryf sy verhaal neer. Hy vertel van sy 12 jaar as 'n slaaf. Dit is 'n moeilike maar belangrike taak. Hy wil dat die wêreld die waarheid sien. Elke herinnering bring pyn. Hy beskryf die gruwelike behandeling. Hy noem die name van die slegte mense. Hy vertel ook van die paar vriendelike mense. Sy doel is om ander slawe te help. Hy hoop dat sy woorde verandering sal bring. Die skryfwerk gee om 'n nuwe sin vir die lewe. Dit is sy manier om vryheid te verklaar. Die boek word uiteindelik gepubliseer. Solomon se stem word nou gehoor. Solomon is eintlik vry en terug in die noorde met sy familie. Sy lewe is nie meer dieselfde nie. Hy het baie nare herinneringe. Hy droom soms oor die plantasie. Solomon skryf sy storie om mense te leer. Hy wil dat almal die waarheid oor slawerny weet. Sy boek is 'n belangrike erfenis. Dit vertel van die pyn en onreg. Mense in die noorde is geskok deur sy verhaal. Solomon veg vir die regte van alle mense. Hy hoop vir 'n beter toekoms sonder slawerny. Die erfenis van slawerny bly vir baie jare. Solomon se moed inspireer ander. Sy storie is 'n kragtige boodskap van vryheid. Solomon is eintlik vry. Hy keer terug na sy familie in New York. Sy vrou en kinders is baie gelukkig om hom te sien. Die lewe is moeilik na 12 jaar slawe. Hy skryf 'n boek oor sy ervarings. Die boek se naam is 12 eiejaars as slawe. Baie mense lees dit en leer van sy stryd. Solomon praat in die openbaar teen slawe. Hy help ander vrygemaakte mense. Sy verhaal gee hoop aan baie mense. Hy onthou altyd die pyn van die verlede.
maar hy fokus op die toekoms. Sy sterk gees oorwin die moeilike tyd. Die verhaal eindig met 'n boodskap van vryheid. Vryheid is die belangrikste ding vir 'n mens.